gemeente, ons hulp is in die naam van die Here, die een wat hemel en aarde gemaak het, die een wat naby is aan elkeen, ook die wat gebroken is. Die Here wat naby in ons is, en ons in ons swakheid ontmoet, en ons deur sy Gees nuut maak. Kom ons aanbid die Here, wat deur sy Heilige Gees hier teenwoordig is. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat vir ons ken, en wat ons lief het, ongeag, en van Christus ons Here, wat ons nooi om hom te volg, en van die Heilige Gees, die vernuwer van ons harte, die trooster, en wat ons gewoond maak aan die hand van God. Amen. Ek nooi julle om saam met ons nou die lofsiklus te volg, wat op die bord gaan verskyn. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om ook ons harte oop te maak, dat die Gees vanaand in ons harte kom woon. Kom ons staan en ons sing saam. Is ek thuis, by U is ek veilig, en U is my huis, en U is ek heilig in U. By U vind ek troost, by U kan ek huil, en U vind ek rus, en U kan ek skuil in U. Is my wie in U. U het Uself vir my gegee, en U kan ek wees, en U kan ek lewe in U. Ek hoef niks weg te steek nie, want U wys my nooit weg nie. Wat 'n liefde, wat 'n liefde, wat 'n liefde. Wat 'n liefde, wat 'n liefde, wat 'n liefde. En dat ek steeds terug mag kom, selfs al het ek ver afgedwaal, en U my altyd wil vergewe, al het ek ook geval. Wat 'n liefde, wat 'n liefde, wat 'n liefde. Wat 'n liefde, wat 'n liefde, wat 'n liefde. God is liefde, God is liefde, God is liefde. God is liefde, God is liefde, God is liefde. Wie is liefde, wie is liefde, wie is liefde. Wie is liefde, wie is liefde, wie is liefde. Wie is liefde.
Sing die lied van eeuwe vir die Lam. Almal wat geglo het, en almal wat die ken, sing die lied van eeuwe vir die Lam. Die naam is die hoogste, die naam is die grootste, die naam is die naam bo elke naam. Bo elke troon is die verhewe, elke maag buig nederig. Die naam is die naam bo elke naam. En die engele sing, heilig, laat die engele sing, heilig, Here ons sal sing, heilig, heilig vir ewig. Laat die aarde juig, heilig, voor die koning buig, heilig, Here ons getuig, heilig, heilig vir ewig. Het hy jou vergewe, het hy jou gered, sing die lied van eeuwe vir die Lam. As hy jou bevry het, jou roep op die naam, sing die lied van eeuwe vir die Lam. Sing die lied van eeuwe vir die Lam, en die engele sing, heilig, laat die heelal sing, heilig, Here ons sal sing, heilig, heilig vir ewig. Laat die aarde juig, heilig, voor die koning buig, heilig, Here ons getuig, heilig, heilig vir ewig. Die naam is die hoogste, die naam is die grootste, die naam is die naam bo elke naam. Bo elke troon is die verhewe, elke maag buig nederig. Die naam is die naam bo elke naam. En die engele sing, heilig, laat die heelal sing, heilig, Here ons sal sing, heilig, heilig vir ewig. Laat die aarde juig, heilig, voor die koning buig, heilig, Here ons getuig, heilig, heilig vir ewig. Here ons getuig, heilig, heilig vir ewig. Ons het die voorreg om hierdie jaar se tema, die woorde van Jesus self te oordink. Ander jare het ons die woorde van Paulus of 'n evangelieskrywer, maar hierdie jaar het ons die woorde soos wat Matteus dit vir ons gee in die bergpredikasie. En net so 'n bietjie agtergrond, ons het die voorreg gehad as predikante om 'n werkswinkel te gehad het onder leiding van Rudolf Botha en so 'n bietjie saam te dink, die teks uit te pak en te dink oor wat beteken hierdie teks. En een van die belangrikste goed wat op my ore geval het daai dag, is dat dit is die manifest vir God se koninkryk. As ons wil weet hoe ons moet lewe, is dit nie net die 10 gebooie nie.
Dit gaan ook oor Jesus se saligsprekinge, soos die ou mense dit gestel het. Jesus wat sê, geseënd is jy as jy dit en dit doen, geseënd is jy as jy dat doen. Nou, Rudolf het ons vertel dat in 'n mate is Jesus nou die tweede Moses. Ons weet Jesus self verwys ook na hom so. So as hy op hierdie berg, hierdie klein heuweltjie staan en hy lewer hierdie bergpredikasie, dan is dit asof hy die tweede Moses is en hy kom vervul daai wet. Hy kom sê, kyk na my om te sien hoe God gedien moet word. Nou, regdeur hierdie saligspreking in Matteus sal ons sien, Jesus gebruik hierdie Moses-taal om mense te leer. Maar hy's nie wetties, soos wat Moses was nie. Hy het eerder gesê, geseënd is jy. Anders sal jy lewe as jy in 'n verhouding staan met die Here. Dit is waarin die ware geseëndheid lewe. Is nie in die slaafse nakoming van wette nie, maar juis in die verhouding met God en in die verhouding met mense. En ons leef iets van dit in ons wêreld, nê, dat hierdie saligsprekinge is so maklik om net oor te lees en te dink, dit klink soos 'n mooi plakkertjie of 'n magneet wat ek op my yskas sit. Geseënd is jy, geseënd is die vredemakers, of geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Maar julle het al rustig gaan lees, regtig gaan vroeg met hierdie. Hierdie is moeilike goed wat Jesus van ons vra. Om 'n vredemaker te wees, om sagmoedige te wees, al hierdie dinge wat hy vir ons in hierdie teks gee, wat ons nou saam gaan lees, is regtig moeilike goed. Maar dit is ook daarin wat ons identiteit as Christene lê. Dit is die houding wat ons het as 'n Christen, die lewenshouding wat ons inneem. Hoe ons dors en hoe ons honger na geregtigheid, hoe ons nederig is, hoe ons treur saam met mense wat deur moeilike goed gaan. En in daai opsig kan ons vir mekaar sê, begin hierdie Pinksterreeks nie net met 'n erediens nie, maar 'n herinnering in wie jy is. Jy is 'n geseënde van God, omdat jy jou om sy kind noem. Nie net jy noem hom sy kind nie, jy is sy kind, hy sê jy is sy kind. En ek wil hê jy moet vashou aan daai identiteit. Want die wêreld daar buite probeer ons roof van ons identiteit. Daar's allerlei dinge daar buite wat ons wil wys maak dat ons is nie goed genoeg nie, of ons is toe nou nie so geseënd nie, want kyk hoe sleg gaan dit met jou. Ware Christene het ons nou nie hierdie uitdagings nie. Maar wanneer Jesus vir onsself hierdie manifest kom gee, hierdie identiteit, mag ons daarin vashou dat Jesus sê, hierdie is die tipe mense waartoe ek julle roep om te wees en die tipe mense wat verandering bring, wat transformasie bring. So voordat ons die teks saam lees, kom ons sit net so en ons bid saam dat die Here ons harte ook oop sal maak dat ons hierdie mense sal kan wees. Ons Hemelse God en Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie Pinksterreeks af te skop as 'n geloofsgemeenskap reg oor Alberton. Dankie Here dat ons nie net kan saam sing oor ons identiteit, dat U die heilige God is nie, maar dat ons U kinders is en dat ons mense is wat U desperaat nodig het. Dankie Here dat U ons ontvang soos ons is. Party van ons is maar nog work in progress en U raak nie mismoedig of U raak nie ongenadig met ons nie, U raak nie ongeduldig met ons nie. U is besig met ons en U is besig met 'n proses van heiligmaking. U leer ons hoe U wil hê ons moet lewe, hoe ons moet dink, hoe ons moet optree. En Here, alhoewel ons dit nie altyd reg kry nie, vra ek vanaand dat U Heilige Gees ons harte sal oopmaak, dat ons werklik hierdie woorde sal vind in ons harte 'n dag of 2 later in hierdie week, in hierdie hele reeks wat ons verskillende insette gaan luister oor hoe elke predikant gaan dink het oor hierdie teks. Mag ons aan die einde van hierdie reeks regtig voel, maar ons is geseënd omdat ons die kinders van God is. Dit is ons ware identiteit. Daarvoor loof ek U, daarvoor prys ek U en ek dank U dat U vanaand die woord vir ons gee. In U heilige naam, die naam bo alle name. Amen. Geliefdes, aangesien dit nou die afskop is van die reeks, gaan ek vanaand vir ons die hele bergpredikasie lees. So julle is welkom om saam met my op die skerm te lees. Matteus 5 vanaf vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Net tot sover. Nou my teks en tema wat ek nou gekry het in ons Ching Chong Cha onder die predikante van wie wat se tema vat, is die gawe van gebrokenheid. Geseënd is die sagmoediges. En as ons in gebrokenheid dink, gemeente, dan dink ons selde daaraan dat dit 'n gawe kan wees. Ek dink my eie gemeente ken my as iemand wat met my hart op my mou loop, en ek hou nie daarvan om dit te doen nie. Dit is nie vir my lekker om noodwendig sagmoedig oor te kom nie. Want ons dink aan die verlies van die wêreld, en ons dink aan die pyn, en ons dink aan die teleurstelling. Baie van ons dra daai pyn in ons wanneer ons in die oomblik kan dink, wanneer iets in jou lewe breek en jy kan dit nie herstel nie. Niemand bid vir gebrokenheid nie. Niemand vra daarvoor nie. En tog is dit deel van die Bybel. Dis wat Jesus sê. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dit is amper asof hy vir ons sê, hier is iets teenstrydig. Want hoe kan verlies 'n seën wees en hoe kan gebrokenheid 'n gawe wees? Die Message vertaling stel dit vir my so mooi. You are blessed when you feel so lost. When you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. Kom net weer lees, want ek het hom verkeerd gelees. You're blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. Wanneer jy verloor wat vir jou kosbaar was, ontdek jy wie met 'n hoofletter vir jou werklik die kosbaarste is. Ek glo elkeen van julle wat hier sit kan dink aan 'n tyd in jou lewe, jonk of oud, wat jy deur 'n tyd gegaan het van gebrokenheid. En ek wil nou die amper wrede ding aan jou doen om jou te herinner. Onthou jy daai tyd? Onthou jy die donkerte? Maar onthou jy ook dat toe jy daar op die grond gelê het, is dit die naaste wat jy aan God gevoel het? As ek terugdink in tye in my lewe, weet ek, dit is die tyd wat ek die naaste aan God gevoel het, want dit is wie vir my die kosbaarste is, God. Soos Job kan 'n mens sê, hy kan alles van jou kan weggevat word, maar God bly ons kosbaarste besitting. Soms moet iets in ons breek voordat ons vir God oopgaan. En ons talle getuienisse van mense wat sulke stories vertel. En ek het sommer gedink aan Leonard Cohen wat sing Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Wie onthou nie daai bekende woorde nie. Sluit aan by Paulus wat sê ons is soos kleipotte en ons het hierdie skatte in ons. En al hoe dit uitkom die lig is wanneer ons krake het. Maar die wêreld werk nie goed met krake nie. Die wêreld wil dit toe polyfiller en toe pleister en toe make-up en allerhande goed soos dit. So in die week toe ek voorberei, sien ek 'n ander predikant wat die volgende aanhaling gedeel het op haar Facebook. Sy sê, so with all respect to Leonard, I don't think the crack lets the light get in. I think my broken heart helped the light get out. And every time our heart beats, we let a little of the light slip out. Gebrokenheid is nie altyd gemaklik nie. Dit ontneem ons
van beheer. Ons hou daarvan om sterk te wees. Ons hou daarvan om dinge te wil uitsorteer en 'n beheer wees. Ons wil oplossings hê. Ons wil self ons lewens bestuur. Maar gebrokenheid ruk daai beheer uit ons hande. 'n Diagnose, 'n verhouding wat breek, 'n kind wat swaar kry, 'n droom wat nie uitwerk nie, 'n verlies wat jy nie kan keer nie. En skielik ontdek jy, ek is nie in beheer nie. Dis pynlik. Dis hoe die lig uitgaan. Maar in dieselfde sin ontdek jy, dis heilig. Dis heilig, want dit is dikwels op daai eerste oomblik wanneer iets so pynlik is, dis die oomblik wanneer ons werklik begin bid. Dit is die oomblikke wat ons werklik voor God kom, nie met mooi gebede en netjiese gebede, maar eerlike gebede. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het aan die einde van my eie kragte begin. En dit is waar sagmoedigheid begin. In die week stuur iemand vir my 'n kort opsomming van 'n inspirerende praatjie van Ken Robinson. Ek weet glad nie wie's die ou nie, maar dis sy naam, sodat ek net vir julle kan deel wat hy gedeel het. En hy maak die onderskeid tussen 'n reis, 'n trip, of 'n quest, 'n soektog. En hy sê, met 'n reis weet jy waarheen jy gaan, jy weet wanneer jy daar gaan uitkom, jy ken die pad, en die bestemming is verseker. Dis soos jy beplan 'n vakansie na Kaapstad toe, en jy kom daar aan, dalk 'n bietjie langer, maak nie saak hoe lank die kinders dalk langs die badkamer wou stop nie, maar eventually kom jy by jou bestemming. Maar 'n quest aan die ander kant, 'n soektog, is onseker. Daar's ontdekking langs die pad. Daar's ook verlies langs die pad. Jy mag dalk ook onverwagte skatte vind. En bo alles is daar transformasie in hierdie pad. Daai reis, die soektog, transformeer jou. En is dit nie hoe ons reis met gebrokenheid, met sagmoedigheid ook maar werk nie? Ergens langs die pad word jy verander. En die mens wat jy gedink het jy gaan nie wees nie, word jy hierdie sagmoedige persoon. As Jesus vir ons kom sê, geseënd is die sagmoediges, moet ons baie mooi verstaan, sagmoedigheid is nie 'n swakheid nie. Dis beheerde krag. Ek gaan nou daarby kom. En ek wil hier spesifiek dalk bietjie vir die man sê. In 'n wêreld waar daar vir mans die hele tyd gesê jy's sterk, jy's in beheer, is sagmoedigheid nie 'n swakheid nie. Alhoewel ons almal worstel met hierdie ding dat ons kwesbaarheid nie sommer gedeel wil word nie. Ons hoor sagmoedig en dan dink ons dadelik aan iemand wat stil praat, aan iemand wat nie opstaan vir hulle self nie, aan iemand wat nie ruggraat het nie. Maar dit is nie wat Jesus bedoel nie. Die Latynse woord vir sagmoedig is mansuetus. En dit bestaan uit twee dele, manu, die hand, en asuetus, gewoond aan. Letterlik gewoond aan die hand. Nou, die woord laat jou dink aan 'n willeperd. 'n Ongetemde willeperd het ongelooflike krag. Ek glo van julle het al flieks gekyk met hierdie groot swart perde wat so opstaan. 'n Ongetemde persoon het ook hierdie ongetemde krag. Daardie krag is onbeheerbaar en dit is gevaarlik. 'n Perd wat nie ingebreek is nie, is eintlik onbruikbaar. Jy kan niks met hom doen nie, hy wil net daar rondhardloop in die veld. Maar wanneer hierdie perd gewoond raak aan die hand van die persoon wat hom lei, sy handler, as ek dit maar so kan noem, daar is seker 'n beter woord, ek weet nie wat se woord nie. Maar wanneer hy leer om homself oor te gee aan die hand wat die teel om sy nek vashou, verdwyn sy krag nie. Nee, sy krag word gerig. Dit word doelgerig, dit word bruikbaar. En as ons so aan sagmoedigheid dink, dan beteken dit nie ons verloor beheer en ons het minder krag nie, maar ons krag kom onder beheer. 'n Quest lei nie na nêrens nie, dit lei na 'n pad wat steeds onder beheer is, maar wat op 'n ander manier daarna uitsien. Gebrokenheid in die opsig maak ons dan gewoond
aan die hand van God. Hierdie manuetes, die hand van God, lei ons om gewoon te raak aan die gebrokenheid van die wêreld. En ek dink hoe meer mens deur die lewe gaan, besef ons almal is maar op 'n manier soos daai wilde perd. Ons harte is onrustig, ons emosies loop voor ons uit, ons woede bars uit, ons trots beskerm ons impulse regeer ons. En ons kry iets van dit al in die Bybel. Jeremia skryf in Jeremia 2, 'n wilde donkie, 'n rustelose kameelkoei. Dis nogal skokkend. Maar dis waar. Baie van ons is soos hierdie wilde donkie, 'n wilde perd, wat net nie beheer wil word nie. Ons is sterk, maar ons is nie altyd georden nie. Ons het energie, ons het nie altyd vrede nie. En dan laat God soms gebrokenheid toe. Nie om ons te vernietig nie, maar om ons gewoon te maak aan sy hand. En hoor mooi wat ek sê, God laat soms gebrokenheid toe. Nie God veroorsaak dit, of hy is die een wat jou kataza nie. Hy laat die gebrokenheid toe, dat ons gewoond raak aan sy hand. Gebrokenheid is soms vir my soos God se sagte teel, wat hy om my sit om my nie te straf nie. Dis nie soos 'n perd wat hy inry nie. Hy vorm my. Hy is besig om my op koers te bring. Dis nie dat hy my verwerp nie. Dis 'n liefdevolle dissipline. En dit is interessant, dit is hoe Jesus met ons omgaan as gelowiges. Daar is 'n vorm van dissipline in ons navolging van Jesus. Geseënd is die wat treur, geseënd is die wat rein van hart is, geseënd is, daar is 'n dissipline in hoe ons Jesus volg. So as ons dan daaraan dink, dan sien ons ook raak dat sagmoedigheid is ook die vrug van onderwerping. As ek myself onderwerp aan Jesus, dan gebeur daar wonderlike goed. En ons kan vir mekaar sê, jy word nie sommer sagmoedig nie. Jy word sagmoedig wanneer jy leer om oor te gee. En die Engelse woord klink vir my daar beter, wanneer jy surrender aan God. Daai tye wanneer jy besef, jou geloof is maar net 'n bewende hand wat jy na God toe uitsteek. Dit is wanneer sagmoedigheid gevorm word. Wanneer ek sê, Here, nie meer my planne nie, u planne. En in hierdie bergpredikasie kom wys Jesus vir ons dat hierdie sagmoedigheid wat in God se woord vir ons geleef word, ek wil sê om die woord van God te ontvang, word ook met sagmoedigheid gedoen. Want die Here kom sê vir ons in die woord hoe ons behoort te glo. Here, u woord bepaal wat ek glo. U woord bepaal hoe ek leef, selfs wanneer dit my uitdaag. Baie mense wil graag na die woord luister, maar wil self besluit wat hulle aanvaar. Sagmoedigheid sê, Here, ek sal buig. Ek sal buig voor u, ek buig voor die heerskappy, u woord is waaraan ek my onderwerp. Sagmoedigheid kom ook deur my te onderwerp aan God se wil. Ons het nou 2 weke terug het ek ons het 'n reeks oor die Onse Vader en ek moes die diens doen oor God se wil. Joh, dis 'n moeilike enetjie daai mos om te bid, nê? Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hierdie is moeiliker, want God lei jou byna altyd op plekke wat jy nie self sou gekies het nie. Dink aan die plek Getsemane. Jesus bid, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Dis sagmoedigheid, dis beheerde krag. Jesus het die mag gehad om weg te stap, maar hy onderwerp hom aan God se wil. En daardie onderwerping lei na die kruis, en deur die kruis na die opstanding. Soms is jou gebrokenheid die plek waar God die nuwe lewe voorberei. En daarom kom God met nog 'n uitdaging vir ons, om ons ook te onderwerp aan sy mense. Efesiërs sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dit is asof ek julle nou vat van trappe van vergelyking, moeilik, moeilikste. Om aan God se wil
onderdanig te wees is moeilik. Om myself aan ander mense onderdanig te stel uit liefde vir Christus, is sekerlik een van die moeilike goed wat van ons verwag kan word. Want ons leef in 'n wêreld van onafhanklikheid, wat sê ek het niemand nodig nie. Maar geestelike groei gebeur in verhouding. En sagmoedigheid beteken dus soms dat ek raad ontvang, dat ek advies ontvang en reggehelp word, dat ek om verskoning vra, dat ek verantwoordelikheid vat vir waar ek 'n aandeel het in die breek van 'n verhouding. Het sy my verhouding met God of met ander. Dit beteken dat ek leer om te vergewe. Dis nie maklik nie, maar dit is hoe Jesus ons leer, ons sagmoedig word, sodat ons geseënd genoem kan word. So om hier af te sluit, dit klink vreemd om te praat van die gawe van gebrokenheid. Dis nie iets wat jy sommer sou koop as dit geadverteer was in 'n tydskrif of op 'n billboard nie. Mense soek gewoonlik perfektheid, volmaaktheid, gesondheid. So waarom noem ons dit 'n gawe? Want gebrokenheid bring ons by die einde van onsself. Die Message vertaling sê, you are blessed when you are at the end of your rope. With less of you there is more of God and His rule. Ek wil dit weer lees. Gebrokenheid bring ons by die einde van onsself. You are blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. Met minder van jou is daar meer God. Met minder selfbeheer is dit meer God se beheer. Met minder trots is daar meer genade. Met minder weerstand is daar meer vrede. Gebrokenheid leer ons om gewoon te raak aan God se hand en om ook meer soos God te word. Toe ons voorberei het in die werkswinkel het ons nog vir mekaar gesê, hierdie skriflesing herinner ons aan daai wees barmhartig soos God barmhartig is. Wees geseënd sodat ander ook geseënd kan wees. Dit is hoekom ons hierdie reis sal wil onderneem. Want dit gaan nie net oor my en hoe ek geraak word en hoe my lewe daardeur lyk nie. Maar as ek gewoond raak aan God se hand en God se leiding wat my lei, dan word my chaos kalm. En word my woede sag. En word my trots weer nederig. En word my onrus verander in vrede. En wie smag nie na hierdie geseëndheid waarvan Jesus praat in hierdie stuk wat ons vanaand saam gelees het nie. Hierdie Pinkster nooi jou om op hierdie reis te gaan en vir die Here te sê, Here, ek wil die volle pakkie hê van wat U vir my kom gee. Hierdie manifest waarvan U praat, van hoe ek moet lewe. Dit is nie maklik waarvoor ek opsaai nie. Ek ken nie al die terms and conditions nie, maar Here, ek wil 'n geseënde mens wees. Ek wil die nuwe aarde beloon mee word. Ek wil op die einde van die dag hierdie tipe mens wees wat U sê ek kan wees. Rob Bell sê in een van sy videoetjies, hulle noem dit sulke kort videoetjies, Numa, Dust, sê hy vir mense dat dit wil sê ons, ek glo in God. En is goed, dis ons belydenis. Maar wat van God wat ook vir ons sê, ek glo in jou. Ek glo dat jy die tipe kind kan wees van my, wat hierdie mens kan wees wat ek jou roep om te wees. Kan jy hoor dat God glo dat jy hierdie tipe geseënde mens kan wees, waarvan hy praat in die bergpredikasie? Hierdie bergpredikasie is nie daarbo verhewe vir net die hoogheiliges om te bereik nie. Dit was gegee vir gewone mense soos ek en jy, wat daar langs hom op die gras gesit het en hulle geluister na hom, en hy het vir hulle gesê, geseënd is jy, geseënd is jy. Dis binne my en jou bereik ook. Maar hierdie geseëndheid lyk anders as die wêreldse geseëndheid. Want geseënd is jy beteken dalk dat jy jou gebrokenheid moet vashou. Of moet leer dat God jou in jou gebrokenheid vashou. Die wille perd
word nie vernietig nie. Hy word getem, hy word gerig, hy word bruikbaar, hy word vry. En mag hierdie Pinkster vir ons almal 'n tyd wees waarin ons weer gewoond raak aan die hand van God. En wat ons gewoond raak aan die Gees van God. Dit is so hartseer dat ons so min eintlik tyd maak in die kerk om stil te staan by die viering van die Gees. Maar onthou, geseënd is die sagmoediges, want in gebrokenheid ontdek ons die gawe van God se nabyheid. Amen. Dankie. Kom ons sit net so in ons bid saam. Heilige Here, dankie dat ons vanaand saam kon luister na u woord en ontvang wat u vir ons wil gee. Dankie dat u woord 'n lewende woord is wat deur eeue heen dikwels vars voor ons kom. Ons het hierdie teks al hoeveel keer gehoor en elke keer sien ons u gesig op 'n nuwe manier. Word ons weer van vooraf geïnspireer en uitgedaag om te transformeer. Here, ondersoek ons harte en sien tog die onreg raak. As daar dele in ons is wat nie sagmoedig is nie, wat nie onderworpe is aan u wil en u hand nie. Here, dan wil ons dit vanaand voor u troon kom sit. En omdat dit ook 'n troon van genade is, wil ons vra, Here, verander dan ons harte, dat ons sagmoedigheid sal hê, dat ons uiteindelik die tipe mense sal kan wees, die tipe lewens sal kan leef, die tipe getuies sal kan wees, wat u ons geroep het om te wees. Here, partykeer voel dit of ons moet dankie sê, dat dit nie 'n maklike lewe is om 'n gelowige te wees nie. Want as dit maklik was, sou ons dalk lankal die intimiteit in die verhouding met u verloor het. En alhoewel ons nie dankie sê vir die uitdagings nie, Here, sê ons dankie dat u ons vashou in daardie uitdagings. Dankie, Here, dat alhoewel ons omval in die hand, ons nooit uit die hand uitval nie. Leer ons om sagmoedig te wees, soos Christus sagmoedig was. Leer ons om met sy oë na mense te kyk, met sy ore te luister, met sy hande aan te raak. En Here, help ons dalk bo alles om sag te wees met onsself, sodat ons ook op daai manier onsself onder u wil kan onderworpe maak. Wees met ons in hierdie Pinksterweek, laat ons regtig opnuut die krag van u Gees ontdek. Daar's soveel dinge, soveel mense wat sê hoe hulle onder aanvalle is. Here, en ons het u so nodig. En u nooi ons nader tot my en ek sal tot julle nader. Here, help ons om hierdie uitnodiging werklik ernstig op te vat. Asof alles daarvan afhang. Want dit is die erns van die saak. Alles hang daarvan af. Dat ons reageer met passie en met warmte in ons harte vir u woord. Dis my gebed vir elkeen hier, dat hulle sal reageer met passie en warmte. Dat hulle nie langer wille perde sal wees nie, maar perde sal wees wat getem is, wat vry is en wat bruikbaar is vir u. Tot u naam alleen. Amen. Kom ons staan en ons sluit af met die lied wat die musiekspan vir ons voorberei het en daarna kan julle bly staan vir die uitspreek van die seën. Daar kon wees as ek net in sy oë kon kyk, as ek langs hom kon loop en sy woorde kon begryp, sou ek dit waarlik glo as hy dit self vir my sou sê. Geseënd is jy, geseënd is jy, die aarde sal beerwe, wat die hemele verdien, wat met skoon gewaste harte die Here God sal sien, wat gevul word met die waarheid, wat
ontvang, wat 'n kind van God genoem word, wie se hart na iets verlang. Geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy. 'n Hongerhart wil U van sy diepste dors bevry, die eeuwelange stryd om die goddelikheid te kry. Dis harte wat begeer om te luister wat U leer. Geseënd is jy, geseënd is jy, wat die aarde sal beerwe, wat die hemele verdien, wat met skoon gewaste harte die Here God sal sien, wat vervul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat 'n kind van God genoem word, wie se hart na iets verlang. Geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy, wat die aarde sal beerwe, wat die hemele verdien, wat met skoon gewaste harte die Here God sal sien, wat vervul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat 'n kind van God genoem word, wie se hart na iets verlang. Geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy. Geseënd is jy, selfs wanneer jy broos voel, want dit is wanneer God naby is. Laat julle harte gewoond raak aan sy hand, laat sy woord julle vorm, laat sy wil julle lei, laat sy gees julle sag maak. En mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees en by julle bly. Amen.